Goeiemôre vriende, hier op hierdie Woensdag die 4de Februarie 2026. Mag dit vir julle 'n mooi dag wees vriende. Ons is in die somer in. Gister het ons eergister, dit so die dag gaan ons so vanaf verby het ons 'n lekker koeler dag gehad, nê. Alhoewel hulle gesê het ons gaan baie warm kry, maar ons is in Februarie vriende, so ons moet maar vasbyt 'n bietjie met die hitte rondom ons. Kom ons raak dit so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir die voorreg elke dag te kan asemhaal, te kon opstaan vir oggend. Here, ons dink nie eens daaraan nie. Ons dink nie eens daaraan toe ons bene uit die bed uit geswaai het, dat dit 'n wonderwerk is nie. Ons het opgestaan, dit is u genade dat ons lewe vandag. Dit is u genade dat ons kon badkamer toe gaan en ons tande borsel, ons hare kam, ons make-up opsit, al daai tipe goedjies. Dat ons skoolklere kon aantrek, ons universiteitsklere kon aantrek, ons werksklere kon aantrek. Ons kon dit aantrek. Ons kon ons hande en ons voete en ons bene en ons arms gebruik. Here, ons staan op in die oggend in Suid-Afrika sonder 'n benouenis dat die bomme rondom ons gaan val. Sonder 'n benouenis dat ons vervolg gaan word as gevolg van ons geloof, soos wat ons hier in Tessalonisense weet. Dankie Here vir die so baie gawes wat u vir ons gee. Presente. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dit is hierdie briewe van Paulus is eintlik absoluut amazing. Nou, ek is nou maar saam met julle, ek is nou maar 'n bietjie besig om gestruktureerd so deur die Bybel te gaan. Nou moet ek bieg. Vriende, as 'n ou dit net self lees, dan sit stukke wat jy net, jy hardloop eintlik maar net daar verby, né? Ek bedoel, jy doen ek volgende ene, jy by wat moet ek doen? Dit, ek weet nie hoe julle werk nie, maar dis ek baie keer, wat moet ek doen? Okay, dit moet ek doen, en so aan. Maar vriende, wanneer ek en jy so stil staan by die woord soos wat ons maak, is hier eintlik kleinode wat hier uitkom, né? Regtig ongelooflike diamante wat hier uitkom. Nou as ons kyk na die boek van Tessalonisense, en ons het dit al vir mekaar gesê, liewe vriende, dit is 'n handelsstad, dit is geweldig besig in hierdie handelsstad, dit is absoluut kosmopolitiaans van aard, vriende, so dit hierso is enige godsdienst is daar, enige ding is daar, en die ander ding is, hulle word nog vervolg op. Hulle is 'n klompie mense wat tot bekering gekom het, wat Jesus Christus aangeneem het, en Paulus skryf hierdie brief, en ons het begin waar Paulus sê, hy kom sê eintlik, hy sê, hy is eintlik so trots op hulle, kom ons sê dit weer vir mekaar, hy sê, sonder ophou, bring ons dan voor God, ons Vader, in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde, en die volharding van julle hoop. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Here, van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges. So dit is 'n unbelievable stuk getuienis wat Paulus natuurlik gee vir hierdie gemeente. Hy sê, julle is amazing, kom sê. En dan is hierso die egte, hierso in 1 Tessalonisense 3, hierdie absolute verlange van Paulus na hierdie mense. Dit is eintlik, hy sê, kom ek lees, dit is so mooi, vriende. Hy sê, toe ons dit nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Athene agterbly. Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie verkondig het, na julle toe gestuur, om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat, sodat nie een van julle onder die vervolginge sou begin wandel nie. So, Paulus is hartseer dat hy daar kom, hy verlang na hierdie mense, dit is 'n mooi taal, né? So hy stuur Timoteus, hulle is in vervolging, hulle aanbid nie die keiser nie, ek dink hulle word vervolg. Al hierdie ander godsdienste is rondom hulle, liewe vriende. Niks het eintlik verander in ons wêreld nie, né? Dit is nog steeds so, Christene word vervolg. Alhoewel ons die godsdienst het wat die ongelooflikste godsdienst is, die evangelie van Jesus Christus, wat 'n liefdevolle godsdienst is, wat 'n ruimte skep eintlik, liewe vriende, vir ander mense. Ons gaan nie en maak hulle dood soos alle mense vir ons wil doodmaak. Dit is eintlik 'n unbelievable godsdienst. Maar dit is wat Jesus gesê het, soos ek vervolg word, julle sal nog meer vervolg word, né? So hy stuur vir Timoteus om te gaan kyk onder hierdie vervolging, hoe gaan dit met hulle hierso, né? Of hulle nie wankel in die geloof. Jan sê hy,
dat ons ter wille van ons geloof vervolg sal word, staan vas, hy. Hy sê, dit weet julle, toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku, dat ons vervolg sal word, en soos julle weer, het dit ook gebeur. So Paulus kom sê, hulle is vervolg, hy is vervolg. Hy sê Timoteus gestuur om hulle juist te kom help in hierdie vervolging, wat hulle verduur hierso in Thessalonika. En dan sê hy, toe ek dis nie langer kon uithou nie, ek was so verlang na julle, kom sê hy, het ek maar vir Timoteus gestuur om vas te stel, hoe dit met julle geloof staan, dubbelpunt. Of die verleier julle nie reeds verlei het en al ons harde werk dalk op niks uitgeloop het nie. Hierdie feit dat hulle vir Jesus Christus kom verkondig het aan hierdie mense in Thessalonika. Timoteus gaan vind uit tomate. Hoe gaan dit met hulle? Het die duiwel nie hulle al verlei en hulle weer weggevat van hierdie godsdienst nie? En ons hoop nie die saadjies het op harde grond gevat en een oomblik was dit daar en die volgende oomblik was dit weg. Dit is eintlik wat Paulus sê, nee. En nou sê hy, nou is Timoteus van julle af terug by ons. Nee, nou sê hy, nou is Timoteus terug by ons. En hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Vriende, is dit nie absoluut amazing? As iemand dan nou van ons gemeente van Sonnekus gaan, kom ons sê nou maar, hy gaan terug, of kom ons sê nou maar, hulle gaan Switserland toe, of hulle gaan Kenia toe, of wat ook al, hulle sê, weet jy, daar is 'n ou wat geweldig baie gebid het daar, en ek sê, kom kyk net 'n bietjie, hoe gaan dit in Sonnekus gemeente, en hy gaan terug, en hy sê, weet jy, ek wil dit vir julle sê, weet julle wat het ek in daai gemeente gevind? Dis goeie nuus, hulle het ongelooflike geloof en liefde. Geloof en liefde, geloof in Jesus Christus, persoonlike verlosser en saligmaker, en hierdie agape liefde, 'n ruimte wat hulle skep, waar die Heilige Gees kan kom en met mense te werk, onvoorwaardelike liefde wat hulle gee vir die mense in die gemeenskap rondom hulle. Hy kom sê Timoteus vir Paulus, ek het dit daar gekry by hierdie mense, hoor. Hy het ons vertel, Timoteus nou, sê Paulus, hy het ons vertel dat julle nog altyd die aangenaamste herinneringe aan ons het, en dat julle net so na ons verlang as ons na julle. Kom sê hy vir hierdie mense, hy sê, daarom broers, het ons in al ons nood en swaar kry, hoor nou hoe het sê hy, daarom het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog, nee vriende, wanneer Paulus, hulle is die heeltyd vervolging, hulle is die heeltyd besig om die evangelie te verkondig, en nou stuur hy vir Timoteus, nou kan hy dink as hy nou 'n boodskap gekry het, en sê, nee, oor hierdie manne, hierdie vrou se wiele het totaal afgeval, hulle het maar weer terug na die heidense godsdienst. Dit sou Paulus in die hart gegryp het, want hy het alles ingesit om hierdie mense op die ouene by die punt te kry om Jesus Christus aan te neem. Maar dit het nie gebeur, die verleier kon niks doen nie, die mense het by Jesus Christus gebly, hulle het oorvloedige liefde gehad, en daarom kom sê hy, julle het vir ons moed gegee in hierdie nood en swaar kry, omdat julle nog glo, omdat julle vas staan in die Here, leef ons nou weer werklik. Paulus sê, weet jy, ons het nou sommer ekstra energie, ons het nou sommer ekstra motivering, omdat julle so vas staan, ons gaan voluit vir Jesus Christus. En vriende, wanneer ek en jy in die kerk, en binne in die werk, en binne in ons vriendekring, en binne in ons huwelike, en wanneer ons vas staan vir die geloof, moenie dink dat mense nie ons kyk nie, moenie dink dat mense nie moed skep, wanneer hulle sien, maar hierdie ou nog steeds geloof nie, hierdie ou dien die Here werklik nie, maar hoorie, kom, ons moet nou beter raak. Ja, dit is wat tydjie met baie mense gebeur. Of jy sien die huwelike wat so breek, nee, wat ons sien, en dan praat jy praat jonger mense met ouer mense, ons 40 jaar getroud, ons 35, dan sê hulle, wow, is dit toch moontlik in hierdie tyd? Dan is dit asof hulle moed skep, en so moet nooit dink dat jou voorbeeld wat jy stel, nie 'n ontsettende groot impak op mense rondom jou het nie. Omdat julle vas staan in die Here, leef ons nou weer werklik, sê hy. Hoe kan ons nou behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons voor hom oor julle het? Hy sê, ons is om nou bly oor julle in Thessalonika. Nadat Timoteus ons kom vertel het dat julle vas staan, julle is onwrikbaar in julle geloof en julle liefde. Sê hy, nee, hy sê, nou het ons moed geskep, nou kan ons in blydskap weer voor julle. Ons kan nie anders as om blydskap voor die Here te hê nie. Dan gaan hy sê hy, dag en nag bid ons met ons hele hart om julle weer persoonlik te mag sien en om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek. Kom sê Paulus, kom nog op uit, as daar miskien nog ietsie is waarmee ons kan help, gaan ons vir julle kom help as ons weer kom. Mag God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle toe oopmaak, en mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. Vriende, dit is ongelooflik wat Paulus vir hulle sê, ne? En kom hoor die Heilige Gees se stem ook wanneer hy vir ons kom sê, liewe vriende, dat julle mag die Here, kom ons praat so met Sonnekus gemeente, waar julle ook al is, mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak, dat julle onberispelik en heilig vir God ons Vader sal staan, wanneer die Here Jesus Christus kom met al sy heilige engele. Amen. My 5 seat.
Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.